Dit is 1 Januarie 2026 en ons wil vanuit die Woord Digitaalse kant af vir elkeen van u 'n baie voorspoedige nuwe jaar toewens. Alle eer aan die Here wat ons tot hiertoe gebring het, wat ons elke dag lei en in ons harte werk om sy woord daarin te vestig. Baie welkom liewe vriende vandag by ons nuwejaarsdiens vanuit die Woord Digitaal. My bede is dat die Here hierdie nuwe jaar vir jou so sal seën en sal gebruik in sy diens, dat sy koninkryk gebou kan word, maar dat jy ook opgebou kan word in die geloof om net nog meer vir die Here te lewe. Mag dit 'n werklikheid wees in hierdie nuwe jaar. Nou kom ons gaan vanmôre stil word voordat ons saam lees uit God se woord en ons vra dat die Here ons harte sal open vir sy woord en in ons lewens sal werk deur sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre op die eerste dag van 2026 voor U kan buig, die lewende God van hemel en aarde. Dankie dat U ons Vader is wat ons lei elke dag van die jaar. Dat U elke uur en elke minuut van ons lewe by ons is. Ons wil graag hierdie jaar reg begin en daarom is ons vandag ook hier byeen om na U woord te luister. Open U woord vandag vir ons en werk in ons lewe deur U Heilige Gees. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Vriende, kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit die Ou Testament. Ons gaan 'n paar verse lees uit Josua hoofstuk 1. Net om vir 'n bietjie agtergrond te gee, die Israeliete is weggelei uit Egipte deur Moses, wat hulle leier was. En hulle was op pad na die beloofde land Kanaan toe. Maar as gevolg van hulle ongehoorsaamheid en ongeduldigheid met die Here, het die Here hierdie aankomsproses baie vertraag. Hierdie hele trek deur die woestyne van Sinaï en deur die verskillende woestyne van Egipte het hulle 40 jaar lank geneem. En nou aan die einde van Moses se lewe kon hy darm die beloofde land sien, maar die Here het vir hom gesê, jy mag daar nie ingaan nie. Die Here het 'n nuwe leier gekies met die naam van Josua. En nou staan hulle op die vooraand van 'n nuwe onbekende toekoms. Hulle moet nou hierdie nuwe land gaan intrek, die land Kanaan, die beloofde land. Daar is 'n opgewondenheid in die volk se harte. Die leiers van die volk het ook uitgesien na hierdie nuwe uitdagings. Hulle het nie geweet wat voor lê nie, maar die Here kom en praat met Josua. Kom ons gaan saam lees vandag Josua hoofstuk 1 vanaf vers 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses, gesê: Moses my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag
wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vandag. Liewe vriende, Joshua was die nuwe leier wat deur die Here aangewys is as opvolger van Moses. Hy sou hierdie baie belangrike taak kry om die volk Israel in die nuwe beloofde land Kanaan in te lei. Maar ons moet onthou dat hierdie nuwe land Kanaan nie oopgelê het en skoon was nie. Hierdie land was vol vreemde volke wat afgode aanbid het. Vyhandige nasies, verskillende tale, volke en nasies wat daar woonagtig was. En nou gee die Here vir hulle die opdrag, trek deur die Jordaanrivier na hierdie beloofde land toe. En hierdie is 'n groot oomblik vir Israel. Hulle sien vir baie jare uit na hierdie mooi geleentheid. Die Here het sy beloftes wat hy aan hulle voorouers gemaak het van 'n beloofde land, het hy nou hier vervul. En hierdie beloftes gaan in vervulling vir Israel. Joshua moes as leier optree vir die volk. En hy kry 'n paar belangrike opdragte. In die eerste plek lees ons, sê die Here, hy sal vir Joshua nie in die steek laat nie. Hy sal by hom wees, hy sal hom nie verlaat nie. Maar wat moet Joshua doen? Hy moet sterk staan, hy moet vasberade wees, en hierdie volk wat die land in besit gaan neem, gaan die wil van die Here uitvoer in hierdie nuwe land Kanaan. Hy moet sterk staan en vasberade wees. 2 keer kry Joshua hierdie opdrag. En dan baie belangrik, hy moet die uitvoering van die wet moet hy gehoorsaam. Hy moet God se opdragte gehoorsaam saam met Israel. Hulle moet daarvan nie links of regs afwyk nie. As hulle aan die Here en sy woord getrou bly, dan sal hulle seën van die Here ontvang. Hoekom gee die Here aan hulle hierdie opdrag? Want hierdie vreemde volke het afgode aanbid. En hierdie vreemde volke kon dalk vir Israel baie maklik verlei met afgoderry. En dit wil die Here nie sien nie. Hierdie is sy volk. Hy het 'n hoë prys vir hulle betaal. Hy stap 'n lang pad saam met hulle. Hulle spesiaal deur hom uitgekies. Hy wil seker maak hulle bly getrou aan hom. En daarom moet hulle God se wetboek dag en nag oordink en dit bestudeer. Hulle moet God se woord hulle eie maak. Die oomblik wanneer hulle dit doen, sal hulle seën van die Here ontvang. En dit sien ons in die besonder dan ook hier in vers 8. Wanneer hulle hierdie opdragte uitvoer, dan sal hulle voorspoedig wees. En dan kom in die laaste gedeelte in vers 9, sê die Here, ek self gee aan jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Dis die 3de keer wat die Here dit van Joshua vra. En moenie skrik nie vir hierdie vreemde volke in die land nie. Moenie bang wees vir die onbekende toekoms nie. Ek, die Here jou God, is oral waar jy gaan. Nou liewe vriende, ek en jy staan aan die vooraand van 'n splinter nuwe jaar. Ja, hierdie jaar het begin. Hierdie jaar gaan vorder. Hierdie jaar is onbekend. Ons weet nie wat dit vir ons gaan inhou nie. Miskien is ons dalk met onsekerheid gevul vandag. Ons is dalk effens bang en skrikkerig. Ons weet nie wat gaan gebeur in hierdie jaar nie. Ons weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Maar hierdie woorde wat die Here aan Joshua gesê het, kom hy ook vir ons as sy kinders sê. Moenie bang wees nie, moenie verskrik wees nie. Ek is met julle. Maar wat moet ons as kinders van God doen? Ons moet sterk staan. Ons moet baie vasberade wees in die uitvoering van die wet van God en in die woord van God. En ons moet die woord van God oordink dag en nag. Want wanneer ons dit doen, sal ons voorspoedig wees. Die grootste probleem van mense in ons tyd van vandag is dat hulle vir hulle self wil lewe. Dat hulle nie vir die Here wil lewe nie en nie aan die Here gehoorsaam wil wees nie. Die moderne tye
en die moderne samelewing beklemtoon menseregte. En jy kan doen net wat jy wil, want dit is jou reg. Dit is die grootste ewel. Ek en jy het nie menseregte nie. Ons het voorregte. Voorregte uit die hand van God. As dit nie vir die Here was nie, sou ons nie hierdie nuwe jaar begin het nie. As dit nie vir die Here was nie, sou ons nie kon lewe nie. As dit nie vir die Here was nie, sou ons geen seëninge ontvang het nie. Maar die Here wil saam met ons 'n pad loop. Ja, ook in hierdie nuwe jaar wil hy saam met jou 'n pad loop. Maar hy vra van jou getrouheid aan sy woord, gehoorsaamheid aan sy woord en geloof in hom, die lewende God van hemel en aarde. Jy moet God se woord oordink dag en nag. Voer die opdragte van die Here uit. Wees getrou aan die Here. Moenie jou eie kop volg en jou eie wil nastrewe nie. Bid tot God, vra vir wysheid en insig, vra vir leiding in die nuwe jaar, wees getrou aan die lewende God, bestudeer sy woord en dan sê die Here sal jy voorspoedig wees. Hierdie selfde belangrike opdragte wat Josua en die volk Israel ontvang het, geld ook vir ons vandag, want dit staan in die woord van God. En die woord van God is die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet, sê Psalm 119 vers 105. Vers 11 van Psalm 119 sê, ek moet die woord van God in my hart bære, dat ek teen God nie sal sondig nie. Dis die wil van die Here. Hy wil nie hê dat ons moet sondig nie. Hy wil hê dat ons 'n pad van gehoorsaamheid moet loop, van heiligheid moet loop, van toegewydheid moet loop, met die oë gefestig op Jesus Christus, die volëinder van ons geloof. Liewe vriende, die jaar lê voor ons. Ek wil jou uitnooi om saam met ons jou hand in God se hand te sit, dat die Here ons lei. Kom ons verootmoedig ons voor die lewende God. Ons buig voor hom, ons wees gehoorsaam aan hom, en ons gaan doen wat hy van ons vra in sy woord. En kom ons verwag groot seën van die Here in die jaar wat voorlê. En mag die Here vir jou en jou gesin omvou met sy liefde en genade, barmhartigheid, en dat jy elke dag sal beleef hoe die Here jou God by jou is om jou te lei en te beskerm, sodat jy nie bang hoef te wees nie, maar kan weet, my lewe is in die hande van die lewende God. Mag jy vandag saam met jou gesin 'n mooi dag beleef en mag die jaar ook vir jou baie voorspoedig wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie mooi dag U naam kan aanroep in gebed en hierdie kosbare boodskap ons eie kan maak. Dankie Here dat U ons Vader is en dat ons U kinders is. Dankie dat U 'n plan en 'n doel met ons lewens het. Bevestig vandag U woord in ons harte, Here. Maak ons gehoorsaam aan U woord en lei vir ons deur U Gees om altyd op die pad te loop wat Jesus Christus ons kom aandui het. Seën vir ons hierdie mooi jaar, bou ons op in die geloof, Here, maak ons aan U getrou en laat ons lewens U elke dag in hierdie nuwe jaar verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat U by ons ingeskakel het. Mag die Here vir U seën en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.